Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Vanoggend se woord is, dit gaan oor die plan wat God vir jou het. Kom ons ondersoek bietjie ons hart, want reg deur die Bybel lees ons hoe mense hardkoppig was om God te dien, soos wat God dit ingestel is. Ons grootste fout is waar ons sin begin met ek sal of ek sal nie, terwyl ons moet sê, Here, wat is u wil? Ons kan mekaar links en regs veroordeel, maar as ek die volgende een is, wat die versonde van versyn pleeg, want dan is dit niks nie, dan is mos ek wat dit doen. Ander kan veroordeel word, maar sal ek myself onder daar dieselfde oordeel plaas? Bitter min van ons kan dit reg kry. Ons verskoning is altyd, los my uit, ek doen mos niemand skade aan nie. Maar wat van die woord wat vir jou sê, weet jy nie, jy is 'n tempel van God, en dat die Gees van God in jou woon nie, dit is so kragtig. Weet jy nie, jy is 'n tempel van God, ons haak altyd net daar vas. Ons gaan nie voort met daai volgende. Die Gees van God woon in ons nie. En as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend. Want die tempel van God is heilig. En dit is julle. Wat beteken hierdie woorde eintlik? Hierdie woorde sê, soos wat jy saai, so sal jy maai. Dit wat jy in jou lewe doen, sal een of ander tyd in jou siel so oorloop, dat dit in jou liggaam gaan, wat die tempel van God is. Maar onthou net, in daardie tempel, is daar ook 'n deel, wat die heilige is, wat jou siel is, maar ook 'n deel wat die allerheiligste is, wat die Heilige Gees woon. Hy sê God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking, 1 Tessalonisense 4 vers 7. In hierdie woord heiligmaking klink so scary. Dit klink of ek so perfect moet leef. En as ons na ons lewe kyk, dan sien ons, maar genade, ek kan nie perfect leef nie. En dan kom hierdie woord heiligmaking wat vir jou deurslaan om vir jou te sê, dis nie jou geregtigheid nie, dis Jesus se geregtigheid. Gee dit my 'n verskoning om net aan te hou leef soos wat ek leef? Nee. Want daarvoor het Jesus aan die kruis gesterf, sodat ek aan die ou mens kan sterf, elke dag, sê Paulus, en nuut kan begin lewe. Hy sê 'n skokkende woord in 1 Tessalonisense 4 vers 8, as jy dit verwerp jy nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Baie keer sien ek hoe ons godsdiens heeltemal te gekompliseerd maak, want dit is omdat ons godsdiens wil beoefen. Ons ouers het altyd vir ons gesê, jy praat nie oor politiek nie en jy praat nie oor godsdiens nie. En so is ons groot gemaak, dat jy eintlik bang is vir die waarheid. Daar is net een waarheid en dit is die waarheid van die woord. Gaan ons nie ons lewe reg kry soos die woord se aanbeveling is nie, gaan baie dinge ons inhaal. Dit is waarom ek gesê het, ons maak dinge gekompliseerd. As ek nie gaan vergewe soos wat die woord sê nie, wat gaan naderhand in my lewe gebeur? Ek gaan 'n bitter mens raak. Ek gaan 'n mens raak wat vir almal die skuld gee, behalwe vir myself. Wat gaan die gevolge wees van daardie onvergifnis? Iewers gaan ek naderhand ook begin siek raak, fisies van dit. Wat is die gevolge van ongeloof? Vrese, soveel vrese. Daardie vrese wat my inhaal, terwyl die woord vir my sê, God het my nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Is dit so maklik om toe te pas, wanneer jou siel so vol vrese is,
so vol angs is nee, dit is nie maklik nie. Dit is nie net 'n maklike wy nie. Maar as jy na jou geesgedeelte toe gaan, en jy ontmoet Jesus daar, en jy kan by hom gaan sit, gaan sien hoe hy daar die vrees weer oorwin het by Getsemane, dan raak dit 'n ander prentjie. Want dan gaan jy nie net na 'n getuienis van 'n mens toe nie, maar jy gaan na hom toe, wat alle vrese oorwin het. En jy kan vanoggend vir hom gaan vra, Jesus, hoe het u my Getsemane van vrese en van angs, dit wat my oorweldig vir my gewen, hoe het u dit reg gekry? En as ek vanoggend by daardie plek kan uitkom om te sê, nie my wil nie, maar Jesus se wil. As ek dit maar net kan regkry om by daardie plek te kom, waar Jesus se oorwinning myne raak. En dan is dit asof ons soms so hardkoppig wil vaskop teen hierdie dinge. En aan die ander kant, dat die Here ons net kan lei. Daar in sy woord waar hy gesit het by die berg en met die mense gepraat het, gesê salig is die, eintlik die wat arm van gees is. Wat beteken dit om arm van gees te wees? Om eintlik te kan erken, Here, ek staan nie sterk in gees nie. Om te weet daar sal die Here jou help. Oral waar jy die waarheid praat, en waar jy nie vol bravade is van ek nie, maar waar jy in oorwinning staan, in die groot ek is, daar sal die Here jou help. Ons kyk na Saulus wat Paulus geword het. Daar toe daar die lig hom omstraal het, toe hy hoog verhewe gesit het op sy perd, en hy hard geval het. Toe sê hy, wie is u Here? En die Here sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. As ons reg glo, dan begin ons verhouding met die Here. En dit is waarom Paulus, toe hy Jesus regtig ontmoet het, toe hy regtig by daardie plek uitgekom het, waar sy oë oopgegaan het, werklik vir wie Jesus is, waar sy lewe gedraai het, wat jy kan al Paulus se boeke lees. Hy bid nie een keer vir mense, dat hulle omstandighede moet verander nie, maar dat hulle moet verander. Omstandighede kom, omstandighede verander, omstandighede gaan. En as daardie omstandigheid jou tref, soos daardie massiewe golf, en hy skip begin sink, en hy golwe kom oor jou, is daar een plek, net een plek waarheen ons kan gaan en kan sê, Jesus, U is die antwoord. Kom vanoggend net voor die Here, gebruik die bloed van Jesus, om in daardie heiligmaking in te kom, sodat jy nie jou tempel, waarin die Heilige Gees bly, skade aandoen, met daardie wrokke nie, met daardie onvergifnis nie. Ja, dat jy jouself ook sal vergewe, en dit is altyd die moeilikste. Foute wat jy gemaak het. Daardie plek waar mens hoeveel keer in is van, ek is so magteloos. En wat gebeur dan? Dan spreek ons soveel goed uit, wat ons liewer nie moes uitgespreek het nie. Dat ons daar sal vra, Here, vergewe my asseblief, my klein geloof, vergewe my Here, dat ek nie kan sien, soos wat U wil hê ek moet sien nie. En dat jy kom by die liggaam van Jesus en kan bid, my Here, help my, dat deur my wonde, Here, genesing kom. Here, dalk is my oë al so toegeslaan in hierdie lewe dat ek nie meer kan sien nie. Dalk is my hart al so verwond, Here, dat ek nie meer kan vertrou nie. Daarom bid ek net, Jesus, genees my asseblief, deur U wonde. Wees U met my, dat
dat ek regtig kan sien hoe ek u tempel is, dat ek regtig kan sien, Heilige Gees bly in my, dat as ek die tempel beskadig het, ek weer die tempel kan opbou met u krag. Amen.